die skepping vir ons sê, en is dit nie wonderlik dat elkeen van ons mag weet, dat die Here ons so lief het, dat hy 'n plan met ons het, dat hy elke dag in ons lewe, dat dit nie maar net sommer 'n toeval is nie, selfs vanmôre dat ons hier is nie 'n toeval nie. Die Here het 'n plan met elkeen se lewe, die Here het 'n doel met elkeen se lewe. En dis die wonderlikste as ons op die dag kom wat ons kan sê, Here, ek is nou op daardie punt waar ek verstaan wat U plan met my lewe is. Gebruik my, vat my waar U my wil vat, lei U my en maak my gewillig om te doen wat U my vra om te doen. My gebed is dat ons vanmôre werklik so uit die skepping iets gaan sien van die grootheid van God. Kom ons sluit ons so. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons vanmôre weer hier by mekaar kan kom. Here, dankie dat ons mag weet dat ons nooit alleen is nie, dat U ons met ons is elke dag, dat U ons dra deur alles. Here, en dat U ons nie maar net los om deur hierdie lewe te sukkel nie, maar dat as ons net sal kom en ons lewens in U hand sal plaas, as ons U sal vertrou, dat ons 'n lewe kan hê waar ons werklik met vreugde en vrede kan leef. En dit is my gebed, Here, dat elkeen van ons daar sal kom, dat ons werklik in ons lewens so U vreugde en U vrede elke dag sal beleef. Wees U met ons in hierdie erediens, spreek U, Here, en laat elkeen van ons luister. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het hierdie afgelope week die wonderlike voorreg gehad om bietjie daar in die Drakensberge vakansie te hou. Jason, kan jy hom vir ons so titseltjie sagter sit asseblief? En sy, hoe klink hy nou? En daar waar ons in die Drakensberge so vakansie gehou het, het ons die wonderlike gehad, ons huisie was so hoog, en as jy so afgekyk het, was daar 'n dam daaronder. En as jy so oor die dam kyk aan die ander kant, dan staan hier die groot Drakensberge daar. En dis 'n prentjie om te aanskou, as jy dit sien, dan besef jy onmiddellik, as jy daar net so stil raak, die Skepper wat dit geskep het, hoe groot en magtig hy moet wees. Want as mens so dink, hierdie berge, alles wat hier om ons geskape is, as ons dit maar net so hierdie blommetjies sou aanskou, hoe perfek elke iets geskape is, hoe perfek alles werk. En daar een oggend waar ek so vroeg wakker geword het, en die res van die huismense het nog so bietjie gelê en slaap, het ek die venster so oopgetrek, want is maar koud. Ek wou nie buite op die stoep gaan sit nie. En toe ek so na hierdie berg kyk, en nou kom op hierdie berg, begin die son so liggies, sy strale daarop skyn. En jy sien hierdie groot berg wat daar lê, onwrikbaar, groot wat hy hier voor jou staan. En terwyl ek so na hierdie grootheid kyk van en in die skoonheid van die natuur hier om my kyk, besef ek een ding. Alles wat hier so groot is, alles wat hier so wonderlik gemaak is, laat my besef hoe klein en nietige mens ek is. Maar tog, al sit ek hier en ek is maar net 'n klein mens wat dalk in my eie oë nie veel werd is nie, kom ek tot hierdie absolute besef daar waar ek staan. God, wat dit alles geskape het, so perfek. Alles wat so groot en majesteus hier voor ons staan in die skepping. Ondanks dit alles, kyk hy so na ons as klein mense. En uit elkeen van ons ken hy op ons naam. En hy ken ons nie net op ons naam nie. Hy het elkeen van ons so lief. En is dit nie die wonderlikste as ek daar moet staan nie, en onmiddellik soos ek daarna kyk, dink ek aan Psalm 19. Want as ons daar in Psalm 19 gaan ons net so die eerste klompie verse lees, gaan ons sien dat die hemel getuig van die heerlikheid van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Ja, dit is waar. Die
skepping praat met ons, net soos daardie oggend wat ek daar sit. En ek dink elkeen van julle wat vanmôre hier sit, wat al so in die skepping gestaan het, voor iets so groot. As jy daar voor die berge staan, as jy daar langs die see sit, as jy maar net hier buite uitstap, het al besef jy die grootheid van die skepping. En as ons dit so kyk, dan sien ons hoe hierdie skepping, as hierdie gedeelte vir ons sê, roep ons terug na God toe. Sien daar waar ons harte dalk al so bietjie verhard het, daar waar hierdie lewe waar ons is, wat so besig is, waar ons maar besig is om elke dag net te probeer om ons rekeninge betaal te kry, waar ons dalk in hierdie week gesukkel het met soveel dinge, want as ek so na almal luister, het almal maar moeilikheid. As dit nie die karre is wat breek nie, dan is dit die gesondheid wat sukkel. As dit nie die gesondheid is nie, dan is dit, dan is dat, maar daar is soveel dinge wat ons so afgestomp maak, wat ons so wegvat van God af. Hierdie bekommernisse, hierdie vrese. En dan kom die skepping en dit fluister vir elkeen van ons hierdie kragtige boodskap. Kyk weer op. Daar is 'n Skepper. En hy is groot. En hy's hier in jou lewe teenwoordig elke dag. En dalk is dit vanoggend presies dalk wat jy nodig het om hierdie boodskap te hoor. Miskien sit jy vanmôre hier met 'n swaar hart, miskien sit jy vol vrae, vol twyfel. En miskien is jy dalk selfs op 'n punt waar jy wonder, sien God my nog raak? En dan wil ek vanmôre elkeen wat so voel moet vanmôre hoor, net soos daardie berge daardie oggend met my gepraat het, net soos ons in hierdie Psalm sien dat die skepping met ons praat. Dis sonder woorde, maar dit praat so duidelik met ons. En net so praat God ook elke dag deur sy skepping met ons. En hy roep elkeen van ons elke dag nader. En hy wil ons herinner daaraan, waar jy ook is in jou lewe, hoe deur jy ook al mag gaan, hy het jou nie vergeet nie. Hy is by jou. Kom ons lees saam net so die eerste 7 verse hier uit Psalm 19. Vir die musiekleier van Dawid. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daar in 'n tent gemaak. En die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan. En niks is verborge vir sy hitte nie. Psalm 19 gebruik hierdie ongelooflike beeld hier vir ons. As ons daar sommer net lees, die een dag stort vir die ander dag uit oor in woorde. Die een dag maak die ander nag kennis bekend. Dis nie met woorde wat hulle met mekaar praat nie. Dis nie 'n taal soos wat ons ken nie. Maar is 'n stem wat baie duidelik gehoor kan word. En tog gaan hierdie boodskap oor die hele aarde uit. Hulle woorde gaan tot by die eindes van die wêreld. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken dat die skepping dag en nag besig is om te preek. Elke sonsopkom is 'n boodskap. Elke ster wat ons daar in die aand sien, as jy maar net daar buite gaan staan, is 'n getuienis van God. Die wind deur die bome, die reën wat val, die berge wat daar voor jou staan, alles sê vir ons is hier omdat daar 'n God is. Hy het ons gemaak, hy is groot. En ek dink aan 'n storieetjie wat ek gelees het van hierdie ou uit dag daar by die werk het hy uitgestap en dan het hy onder 'n boom gaan sit. En die ander mense daar binne het vir hom gesê, hoekom doen jy dit elke dag? Hoekom gaan sit jy daar by daardie boom? En hy het gesê, dis heel eenvoudig. Elke dag as ek so uitstap en na daardie boom kyk, en ek sien hoe wonderlik God daardie boom gemaak het, dan praat daardie boom met my.
Dan sê daardie boom elke dag vir my, dat ek myself nie gemaak het, dat ek nie in beheer van hierdie wêreld is nie, van my lewe is nie, maar dat daar 'n Skepper is wat alles onderhou. En hierdie is so 'n eenvoudige boodskap, maar is dit nie so waar vir ons, as ons so na die skepping kyk en ons besef dit in ons lewens nie? Jy hoef nie 'n geleerde te wees om dit raak te sien nie. Jy hoef nie ver te gaan reis om dit te sien nie. Jy kan maar net stil sit. En as jy buite in die skepping so stil word en jy kyk om jou, jy kan maar net na die blomme in jou tuin kyk. Jy kan na die sterre in die nag kyk. As jy dalk die see hoor wat so met jou praat met sy stem of die suising van die wind, dan hoor jy God se stem in dit alles. Daarom is die vraag nie of die skepping met ons praat nie. Die vraag wat ek vanmôre wil vra is, luister ons na die skepping? Luister ons as ons so kyk na wat ons sien en hoor in die skepping? Want sien, Psalm 19 het dan ook 'n tweede deel. In die eerste deel sien ons, soos ons nou gesien het, dat die skepping vir ons wys daar is 'n God. Hy wys vir ons die heerlikheid van God, en dan van vers 8 tot 15 af, as ons verder sou lees, dan sê Dawid vir ons hier, dat die Here nie net deur die skepping praat nie, maar dat die Here ook vir ons praat deur sy woord. Daar vestig hy en daar sien ons regtig hoe ons hom kan ken en hoe ons hom kan verstaan. Met ander woorde, eerstens sien ons dat die skepping vir ons wys, die skepping is hierdie groot prenteboek, wat vir ons God se heerlikheid wys, wat vir ons wys dat God bestaan, hoe groot God is. En dan is die Bybel die handboek, wat vir elkeen van ons God se genade wys. En uiteindelik vind ons die volheid van God se woord vind ons dan in Christus self, die vleesgeworde woord, waar ons werklik sien wie God is. En wanneer jy daar in jou berge staan, besef jy hoe klein jy is. En jy voel sommer, as jy so na jouself kyk, ek is maar net 'n hartklop. Ek is maar net hierdie klein mens wat teen hierdie magtige berg staan wat God geskep het. Hierdie berg wat al vir eeue daar staan. En tog sê die Bybel, selfs daardie berge is maar net die werk van God se vingers. As ons daar in Psalm 8 vers 4 en 5 lees, dan lees ons, as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat hy daar gevestig het. Wat is die mens dat hy aan hom dink, die mensekind dat hy na hom omsien? En hoeveel van ons het nie al daardie vraag gevra nie, wat ons so self by onsself moet dink? Hoe kan God wat so groot is, God wat die skepper van alles is, hoe kan hy aan my as 'n nietige mens dink? Want ek is maar klein. My lewe is maar so kort. Ek maak soveel foute in hierdie lewe. Ek sukkel ook maar met die lewe. En tog sê die skrif hier vir ons, hy dink aan jou, hy sien jou raak. Ons is soms ook geneig om onsself groot te wil maak. Ons dink alles in die wêreld hang van ons af. Maar gaan staan daar in die skepping en dan besef jy skielik as jy alles om jou sien, hoe klein en hoe broos jy maar eintlik is. En ons lewens is soos gras wat verdor. Die Bybel sê dit vir ons krag is soos mis wat verdwyn voor die son wat opkom. Maar hierin lê die wonder. Die God wat die sterre opgehang het, die God wat die berge gevorm het, buig af na elkeen van ons toe. Hy hoor elke gebed wat ons bid. Hy tel selfs die hare op ons kop. En Jesaja sê dit so mooi vir ons, daar waar hy God aanhaal, waar hy sê, ek woon in die hoogte en die heiligheid, maar ook by die verdrukte en die nederige van gees. Ja, al is jy klein, jy is nie vergete nie. Jy kan vanmôre weet, die groot God wat alles geskep het, ken jou naam. En hier lê egter ook 'n gevaar in. Romeine 1 vers 19, as ons daar van 19 af so tot vers 23 lees, dan sien ons dat baie mense sien die skepping.
Dis 'n groot gevaar ook vir ons. Ons sien die skepping. So ons weet God bestaan, ons weet hy's daar, ons weet hy's in beheer. Maar ons bewonder net die skepping, nie die een wat alles gemaak het nie. En daarom roep die skepping ons vandag om nie net in verwondering te staan oor wat daar buite in die skepping is. Ons moenie net kyk en sê, wow, kyk hoe wonderlik het God dit gemaak nie. Maar dit roep ons tot bekering dat ons moet draai na die Skepper self toe, om ons harte terug te draai na die lewende God toe. As jy so na die skepping kyk, moet dit jou werklik bring, dat jy weer in daardie verhouding met God wil leef, omdat jy weet hy bestaan. Die skepping wys dit vir jou. En Jesus het dikwels ook die natuur gebruik om ons harte tot rus te bring. Ons sien daar in Matteus 6 vers 26 sê hy, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle oes nie, tog voed julle Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Daar terwyl ons so daar langs 'n dam gesit het, kom daar 'n geel vinkie en daardie geel vinkie het daar in die boom rond gespring. En dit was so duidelik dat hierdie vinkie is nie eens regtig bewus oor wat om hom aangaan nie. Hy het gesing sonder vrees vir môre. En as ek hom so dophou, het ek geweet dat daardie vinkie ook met my praat, dat die skepping ook daarin moet ons praat, soos wat die woord hier vir ons gewys het. Hierdie voeltjie is nie bekommerd oor wat môre kom nie, want hy weet dat God vir hom sal sorg. En net so is dit, as God so vir die voeltjies daar buite sorg, hoeveel te meer sal hy vir ons sorg? Maar hoeveel keer sit ons met soveel bekommernis oor die dag van môre, dat ons so wonder, hoe gaan ek dit maak? Hoe gaan ek daardeur kom? Maar kom ons vat ook hierdie en ons kyk soos daardie vinkie, en ons vertrou so op die Here vir die dag van môre. Of dink aan die veldblomme. As ons ook daar lees, hulle is net 'n paar weke hier, en dan verdor hulle. Tog is hulle in daardie kort tyd so mooi, dat selfs Salomo se klere nie met hulle vergelyk kon word nie. Hulle preek net so vir ons. As God vir hulle so mooi sorg, hoeveel te meer sal hy nie vir ons wat sy kinders se sorg nie. Miskien sit jy vandag hier, jy's oorweldig met bekommernis, dalk is jou finansiële druk so erg, jou gesondheid is dalk so swak, jy's dalk so bang vir die toekoms. Hoeveel mense is in hierdie land so bang vir die toekoms, bang vir wat gaan gebeur, bang vir al die onsekerhede. As jy vanmôre so voel, kyk na die skepping. Dit roep jou vanmôre. As jy na die skepping kyk, dan weet jy is in God se hand. Hy sorg vir jou en hy vergeet jou nie. En tog beteken dit nie dat ons net rus kan vind in God se sorg nie. Dit maak ook dat daar vir ons 'n verantwoordelikheid is. As kinders van God moet ons hierdie skepping eerbiedig. As God self so vir die voëls en die blomme sorg, behoort ons ook hierdie wêreld, hierdie skepping met respek te behandel. Want sien, ons is as rentmeesters aangestel. En dit beteken dat ons hierdie skepping nie mag verwaarloos nie. Ons moet dit koester, want dit behoort aan God. En ons moet sorg vir die aarde, omdat dit aan hom behoort, en omdat sy heerlikheid verkondig. En dan sien ons hoe hierdie skepping ons tot aanbidding roep. Die skepping is nie net daar om mooi te wees nie. Dis nie maar net vir ons om te kyk en te sê, joe, kyk hoe mooi het God alles gemaak nie. Dis 'n uitnodiging. Vanmôre word elkeen van ons uitgenooi om saam met die skepping te sing in 'n groot koor van aanbidding. Wanneer jy die see hoor bruis of die voëls hoor sing of daardie son sien sak, dan is dit asof die skepping vandag vir elkeen van ons sê, kom sing saam, kom buig voor julle Skepper. Johannes 12 vers 7 tot 10, in Job 12 vers 7 tot 10, sien ons hoe Job hier vir ons sê, vra die diere en hulle sal jou leer, die voëls van die hemel en hulle sal jou vertel, vra die aarde en dit leer, die visse van die see sal tel. Met ander woorde, wat hy hier vir ons leer, is dat die hele skepping is besig vir ons, om vir ons te wys, hoe om God te eer in alles.
Ons dink as ons Sondag hier so saamkom, is dit die enigste manier van aanbid. Baie mense dink so. Maar hierdie is nie die enigste hier nie. Daar meer van aanbidding is, as jy in die oggend so in jou kar sit en jy ry dalk werk toe en die son kom op. En as jy daardie sonsopkom sien en jou hart fluister, Here, hoe groot is U? As jy daar in jou tuin sit en jy kyk na jou blommetjie en jy pluk dalk daardie blommetjie en jy ruik net aan daardie blommetjie en jy dink net, Here, hoe goed is U, dat U dit alles geskaap het. Openbaring 4 in vers 11 sien ons die engele roep voor God se troon uit. U is waardig, Here, omdat U alles geskep het. Aanbidding is dus 'n natuurlike reaksie op die skepping. En daarom wil ek vra, wanneer laas het ons werklik stil gestaan? Daardie selfone van ons dalk so 'n bietjie afgesit, een kant toe gegooi. En saam met die skepping God aanbid. Dan sien die skepping roep jou, nie om net te kyk nie, maar om jou hart weer voor God te kom buig. En dalk moet ons weer hier kyk na Psalm 19. As ons daar sien, hy kom soos 'n bruidegom uit sy slaapkamer. Hy's bly soos 'n held wat sy pad loop. Van die een punt van die hemel gaan hy uit en sy wentelpad loop tot by die ander punt. Niks is vir sy gloed verborge nie. Hier sien ons dat die son self is 'n beeld van Christus. Die son van geregtigheid, wat ons sien wat Jesus genoem word in Maleagi 4 vers 2. En soos die son alles verlig, so bring Jesus in elkeen van ons se lewens, as daar donkerte is, bring Jesus lig. En die skepping wys nie vir ons net na God se grootheid nie. Dit wys ook vir ons na Christus self. As ons daar in Kolossense 1 vers 16 lees, dan lees ons, alles is deur hom en tot hom geskape. Met ander woorde, die skepping is uiteindelik 'n padwyser na Jesus Christus toe. Dink net, die son wat elke dag opkom en lig bring, herinner ons net so aan Jesus, die son van geregtigheid. Die water wat ons dors let, wys na Jesus, die lewende water in ons lewens. Die rots van berge herinner ons aan Jesus, die rots wat ons toevlug is. En die wingerdstok herinner ons aan Jesus, wat die ware lewe is. Maar vanmôre wil ek hê ons moet so oomblik hieraan dink. Wat is hierdie een van hierdie grootste geheimenisse wat hier is, as ons so daarna kyk? Dit is dat die Skepper, want hierbo het ons gelees, alles is deur hom en tot hom geskape, dat Jesus Christus wat die Skepper van die hemel en die aarde is. En as ons dan hier gaan kyk, hy wat die sterre gemaak het self onder die sterre kom slaap. Hy wat die berge gevorm het self teen daardie berge opgeklim. Hy wat die oseane gemaak het op water geloop en uiteindelik het hy aan 'n kruis gehang uit hout wat hy self laat groei het op 'n berg wat hy self gemaak het. Wat wys hierdie vir ons? Dit wys vir ons dat die skepping wys nie net na God se grootheid nie. As ons hierdie gedeelte mooi verstaan, dan wys dit vir ons, dit wys na God se liefde. Want God wat alles gemaak het klein geword, het nederig geword vir ons. Hy het gekom om elkeen van ons te kom red. En elke keer as jy so na die skepping kyk en as jy die skepping bewonder, dan moet jy onthou dat die skepping is nie maar net mooi nie. Dis 'n herinnering dat Christus jou liefhet. Kan jy dink as jy elke dag as jy in die skepping so beleef en dit laat jou elke keer herinner aan God se liefde vir jou. Hoe lief Jesus Christus was dat hy aan 'n kruis vir jou gesterf het. As ek terugdink aan daardie week in die berge, voor die sonsopkoms, was alles daar buite donker. Die berge was maar net te skadu. Die lug was koud. Die aarde was stil. Maar
toe die lig so stadig begin deurbreek, eers net so streep rooi lig, wat so op die horison gelê het, toe 'n goue glans daar op die pieke van die berge, en uiteindelik 'n helder lig wat alles verlig het. Wat donker was, het lig geword. Wat koud was, het warm geword. En wat doodstil was, het skielik begin lewe. En so is dit wanneer Christus in jou lewe deurbreek. Sien, ons harte is van nature donker. Ons vrese is so swaar. Ons toekoms voel so onseker. Maar wanneer hy opkom, verander alles in jou lewe. Want hy bring lig waar daar net duisternis in jou lewe is. Hy bring hoop waar daar wanhoop is. En hy bring lewe waar daar dood is. Daarom sien ons vanmôre dat die skepping leer ons 3 dinge. En as ons net aan hierdie 3 dinge vashou. Die eerste is, as jy na die skepping kyk, dan sien jy hoe groot God is. Die berge, die sterre, die oseane, alles getuig van die grootheid van God. Die skepping wys vir ons hoe klein ons is. Ons is swak. Ons is verganklik. Maar tog dink God aan elkeen van ons. Hy ken elkeen van ons op ons naam. Hy het elkeen van ons so lief. En dan sien ons Christus is Heer. Alles is uiteindelik deur hom en tot hom geskape. En daarom wil ek vanmôre vir elkeen van ons sê, wanneer ons so uitgaan en na die skepping kyk, moet ons nie maar net verwonderd wees nie. Ons moenie net staan en sê, "Sjoe, maar dis mooi nie." Maar dit moet jou lei na die woord van God. En dit moet jou uiteindelik lei na Christus, die ware lig. Want sien, hy is die een wat die skepping volmaak vervul en jou vanmôre weer opnuut roep, kom na my toe. Almal wat moeg is, almal wat oorlaai is, as jy vanmôre hier sit en jy's moeg, jy's oorlaai, hierdie lewe raak vir jou te veel, dan kom die roepstem vanmôre weer na jou toe, kom na my toe, en ek sal julle rus gee. Maar elkeen van ons staan voor 'n keuse. Gaan ons maar net kyk na die skepping en gaan ons dit maar net geniet? Of gaan ons werklik begin luister na wat dit sê? En gaan ons weer ons harte buig voor ons Skepper? Kom ons wees nie net toeskouers wat maar net kyk nie, maar ons word waarlike aanbidders. Want die skepping roep. Christus nooi elkeen van ons in om uit ons duisternis uit te stap en om in die lig te leef. En daarom wil ek vir elkeen van ons wat hier sit, kom ons sit vanmôre en ons maak vanmôre 'n besluit. Kom ons sê almal vanmôre, ek wil saam met die skepping getuig. Ek wil met my hele lewe dit getuig. Hoe groot God is. En dat hy alleen God is. Amen. Hemelse Vader, wat 'n voorreg het ons om te kan weet, U die groote God wat alles geskep het, U wat alles in die hand hou. Here, as ons so in die skepping staan, dan besef ons hoe klein ons as mens maar is. Hoe kort ons lewe is, hoe verganklik ons is. Hoe broos en swak ons is. Maar tog, as ons so kyk, Here, dan sien ons hoe lief U elkeen van ons het. So lief het U ons gehad, Here, dat U U seun gegee het. Dat hy aan 'n kruis gesterf het vir elkeen van ons se sondes. Jesus Christus wat die lig vir die wêreld is. Die Here mag dit vanmôre wees, dat elkeen van ons wat hier is, maak nie saak in watter omstandighede ons bevind nie, dat as ons so na U skepping kyk,
ons die grootheid weer sal raak sien. Maar Here, dat ons dit nie net sal raak sien nie, dat dit werklik ons harte sal aanraak, dat ons sal sien hoe groot U is, U die magtige God, dat ons weer daardie begeerte het om in daardie verhouding met U te leef, waar ons werklik Christus aanneem, Here, met ons hele hart, met ons hele siel, met alles in ons, en dat ons so sal begin leef, dat ons nie maar net die skepping aanskou nie, maar dat ons saam met die skepping wil getuig hoe groot U is, dat ons dit wil uitjuig, Here, en dat ons elke dag van ons lewens so sal leef, omdat ons weet, U is die grootte God, die almagtige God, maar U hou elkeen van ons in die hand. U ken ons op ons name, en U sê vanmôre vir elkeen van ons opnuut, kom na my toe, en ek sal jou rus gee. Here, watter groter voorreg is daar, as om dit in die lewe te kan uitleef en te kan beleef. En daarom is dit my gebed, Here, dat elkeen van ons elke dag so U nabyheid en die grootheid sal aanvaar, as ons so na die skepping kyk. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.